Hartlik goeiemôre, mag die Here baie ryklik seën as sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou lieve vriende, die gemsbok is seker 'n merkwaardige wild woestynbok wat in Suid-Afrika se droë dele voorkom. Hulle is veral bekend vir hulle ongelooflike vermoë om sonder drinkwater te oorleef. Natuurlik hulle lang reguit horings en hulle treffende swart en wit gesigsmaskers wat hulle het. Verder het die gemsbokke 'n natuurlike ligversorging in hulle. Hulle het 'n unieke netwerk van bloedvate in hulle neus wat hulle bloed afkoel voordat dit die brein bereik. Dit verhoed dat hulle oorverhit selfs wanneer temperature tot 45 grade styg. Hulle kan ook hulle liggaamstemperatuur snags laat daal om hitte te bespaar. Baie interessant hoe die Here hulle ook so gemaak het in daardie omstandighede waar hulle dan hulle ook so bevind dan. Nou lieve vriende, wil ons dan vanoggend ook so met u deel en eintlik vir u vra, jy weet, almal of mense word dalk onregverdig behandel en ons mag dalk ook onregverdig behandel word en tog kom sê die Here, ons moet sy voorbeeld navolg. En nou is die vraag, was die Here Jesus ooit onregverdig behandel? En die antwoord is seker baie duidelik uit die skrif uit, ja, die Here is onregverdig behandel. En as ons kyk hoe die Here dan opgetree het, en nog steeds het die Here nie gesondig, ten spyte daarvan dat hy onregverdig behandel was. So, liewe vriende, lees ons in 1 Petrus 2 vers 21, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het, en julle voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. So eerstens, ons is hiertoe geroep, en ons moet sekerlik weet, as ons die Here dien, die wêreld hou nie daarvan nie, maar nou kom die Here en hy sê, ek het vir julle voorbeeld nagelaat, en dat ons in sy voetstappe kan navolg, sodat wanneer ons in hierdie omstandighede kom, ons beslis sekerlik so kan optree tot eer van die naam van die Here. Die Here sal ons in staat stel en hy sal ons krag gee, om sekerlik so reg op te tree dan ook. Soos u ook in die foto van die gemsbok sien u hoe die een horing eintlik amper binne in die ander ene ingaan, liewe vriende, dan kan ons dink, jong, dit moet baie seer, dat moet baie pyn, so onnodig wat dit moet wees. So gee die wêreld nie om wat met ons as kinders van die Here regtig gebeur nie, maar ons moet nog steeds die Here aan hulle openbaar. Handelinge 2 vers 23 sê, hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Net hierdie saak, die Here Jesus het ook in die hande van goddelose manne geval. En liewe vriende, en ons weet hoe hulle gesondig het, ons weet hoe hulle opgetree het, en nog steeds, terwyl die Here in die hande van goddelose manne was, het hy nie gesondig nie, het hy nog steeds die versoening vir ons bewerk, dat ons vandag verlos kan word en vrygemaak kan word, en die wonderlikheid net om dit te weet, die Here is die een wat verlos en vrymaak, daarom kan ons op hom steun, daarom kan ons op hom vertrou, want die Here doen vir ons 'n groot werk dan ook. So, liewe vriende, die Here weet, God het geweet wat gaan gebeur, en die Here Jesus het geweet wat gaan gebeur as hy in hierdie mense se hande val, en nog steeds het hy sekerlik deurgegaan om die wil van sy Vader uit te voer. So moet ons ook altyd die wil van ons Vader uitvoer. Liewe vriende, in Handelinge 13 vers 38 staan daar, en al het hulle niks gevind wat die dood verdien nie, tog het hulle van Pilatus gevra dat hy omgebring moes word. Liewe vriende, al het hulle niks gevind nie. Ja, dit is sekerlik die kern van onregverdig behandel. Daar's geen rede, daar's geen enige iets waarom iemand onregverdig behandel moet word nie, liewe vriende, maar tog doen hulle dit, en tog wil mense so optree, en 'n mens onregverdig behandel, net omdat jy kind van die Here is, net omdat jy die Here wil dien, doen die wêreld hierdie ding, liewe vriende, en die Here Jesus weet van dit, hy weet van die stryd waardeur u gaan, tog het hy oorwinning aan die kruis behaal, en jy kan op hom kom vertrou, en vir hom kom sê, Here, ek bring al hierdie seer, al hierdie onregverdigheid, bring ek na u toe, want ek wil nie teen u sondig nie, en ek wil binne u wil bly, en die Here sal u so in staat stel dan ook. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, ons bid vir elke een wat in 'n stryd is van onregverdigheid,
Dankie dat U daar ook deurgegaan het en ook so oorwinning kan kom gee. En ons eer U vir U werk. Amen.